goeiemôre, vriende, ons groet u in die wonderlike naam van ons verlosser en ons saligmaker, die Here Jesus Christus. Ons wil u elkeen hartlik verwelkom by hierdie geleentheid, terwyl ons so saam is om ons laaste eer te betoon aan mekaar en terwyl ons so mekaar is as 'n familie en vriende en ons harte is seer en ons verstaan nie altyd die dinge wat in die lewe gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom sekere dinge op sekere tye gebeur nie. Wil ek tog u graag kom bemoedig met die Psalm 121 vers 1 en vers 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou vriende, dis vir ons 'n besondere voorreg om natuurlik wanneer ons in benoudheid is en wanneer ons harte seer is, om te kan weet dat daar is iemand wat ons kan vertroos. En dis niemand anderste as die Here Jesus Christus. Nou vriende, ek gaan vra dat ons net so sal bly sit, dan doen ons net 'n gebed saam. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, genade vir u en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, word aan u geskenk en ryklik menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan 'n lied saam sing om hierdie geleentheid te begin. U is welkom om saam met my te staan, dan sing ons hierdie lied saam. Vriende, ons nooi u om saam met ons te luister na ons skrifgedeelte. Dit is Psalm 131 vanaf vers 1. 'n bedevaartslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog
en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Ons lees dit tot sover die onfeilbare, kosbare woord van die Here. Nou ons wil graag vir as teks van oordenking vir hierdie geleentheid die 3de vers van Psalm 131 voorhou, wat vir my so duidelik uitstaan. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Nou ons weet dat hierdie gedeelte, hierdie vers sê baie duidelik van Israel, maar ons weet dat baie van hierdie gedeeltes kan ons direk van toepassing maak op ons ook. Wanneer God sekere beloftes en sekere advies en opdragte aan die volk Israel gegee, dan trek dit ook deur na ons as die kerk, ons wat in 2025 lewe. Vriende, dit is so duidelik dat hierdie Psalm 'n ernstige oproep maak. Wag op die Here van nou af tot in alle ewigheid. En is dit nie presies wat ek en u moet doen in hierdie tyd nie? Ons lewe in 'n tyd wat so gejaag is. Ons word met die dood gekonfronteer en dan is die dae so kort en die ure is te min in 'n dag. Ons het so baie om te doen en die tyd is so min. Dan jaag ons deur hierdie lewe. En as ons op ons ou dag kom en ons kyk terug en ons wonder, maar wat het ons regtig bereik? Dan is die meeste van ons kan maar net terugkyk en sê, ons het nie veel bereik nie. Dalk het ons rykdom gekry, dalk het ons baie besittings, maar wat het ons regtig bereik, wat vir ons kosbaar is? Wanneer ons met die dood van 'n geliefde of 'n vriend gekonfronteer word, dan besef ons net weer opnuut hoe onvoorspelbaar die lewe is. Maak nie saak of iemand op 'n sterfbed gelê het vir 6 maande, vir 'n jaar nie. Die dag as ons daardie boodskap kry, die dag as ons daardie oproep kry om te sê ons geliefde is nie meer hier nie, dan is dit so asof ons hart stil staan vir 'n oomblik en ons voel dadelik maar dis te vroeg. Alhoewel ons al vir 6 maande, 'n jaar dalk geweet het dat hierdie persoon is baie siek. Die dag as dit gebeur, dan voel ons dit is net te vinnig. As ons mekaar vra, hoeveel jare sou ons graag nog by ons geliefde wou gevoeg het, dan sal elkeen 'n ander aantal jare sê. Maar wanneer ons na die woord van die Here kyk, dan sê hy in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarom is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En dan sê hy, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Die dood is so onvoorspelbaar, dat nie een van ons wat vanoggend hier is, weet wie's volgende nie. Nie een van ons weet, wanneer is dit my beurt, om hierdie tydelike lewe met die ewige lewe te verwissel nie. Ja, ons harte is seer, ons sal nog baie jare wou bygevoeg het, maar God het dit behaag om ons geliefde te kom haal. 'n moeder, 'n ouma grootjie. God het dit behaag, want haar tyd was afgemeet gewees. En of ons dit verstaan of nie, of ons dit goedkeur of nie, God het daardie besluit gemaak. In tye soos vandag dink baie mense aan gedagtes van dit wat na die dood gebeur. Wanneer ek my laaste asem uitblaas, wat gebeur na die dood? En dan sê baie mense, dis alles verby. Die dag as ek my laaste asem uitblaas, dan is dit verby. Daar is niks na die dood nie. Maar vriende, die woord van God is nie stil daaroor nie. Hy antwoord hierdie vraag deur vele teksverse, en een van hulle is 2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, wat is die aardse tentwoning? Dis my liggaam. As hy afgebreek word en ek sterf, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Vir ons is baie keer so bedrywig en so besig, dat ons vergeet
van die dag as ons sterf, dan is daar iets beter vir ons in gedagte. Ons lewe of het 70, 80, 90 of 100 jaar is. In 'n oomblik is dit verby. Die woord van die Here sê, die grootste gedeelte daarvan is moeite en verdriet. En ek en u spandeer soveel tyd om 'n oorlewing te maak hier op aarde. Maar wat van die dag as ons sterf? Wat gebeur met my en u? Die dag as ek my laaste asem uitblaas. Dis nie op tyd dat ek en u meer bekommerd is oor waar ons die ewigheid gaan wees, as waar ons nou is nie. By die meeste begrafnisse word daar baie gepraat oor die geliefde wat nie meer hier is nie. En dan vergeet ons van ons wat hier agtergebly, ons wat nog hier in die lewe is. En as u wonder of daar ooit iets na hierdie lewe is, nooi ek jy uit, gaan lees die woord van die Here, wat sê hy daaroor? Gaan doen 'n ondersoek oor wat sê God, wat gebeur na ons. En ek wil my woord vir u gee. As ons geliefde wat vanoggend nie meer hier is saam met ons nie, as hy vir u een boodskap vanoggend sou gestuur het, is dit nie 'n boodskap van liefde en God is liefde en al daai dinge nie. Daar's een boodskap wat ons geliefde vir ons wil gee, en dit is dat God is 'n werklikheid. As ek en u ons laaste asem uitblaas soos ons geliefde en ons maak ons oë oop, gaan ons in die teenwoordigheid van 'n lewende God wees. Psalm 131 wat ons saam met u gelees het, wys vir ons 3 belangrike waarhede uit, wat ons in 'n tyd van rou maak kan gryp. Iets wat ons, wanneer ons harte seer is, wat ons kan vat en deel van ons maak. En ons wil graag baie kortliks daardie 3 aan u voorhou. In vers 1 vind ons die gedagte van nederigheid en aanvaarding van God se wil. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Psalmskrywer Dawid wys vir ons hier 'n voorbeeld van nederigheid. En vriende, God gee vir ons baie duidelik sekere opdragte en God sê vir ons dat ons kan nie hoogmoedig wees nie. Ons moet afhanklik van God wees. Wanneer ons harte seer is soos vanoggend en die dae wat nog vooruit gaan, dan moet ons troos en ons bemoediging by God soek. Ons kan nie gryp na allerlei ander dinge nie. Ons moet gryp na God toe. Mense soek antwoorde wanneer ons iemand in die dood afstaan. Hoekom? Waarom? Hoekom nou? Kom ons iemand nog jare bygevoeg het nie. Maar vriende, ek en u moet verstaan dat God se weë is baie hoër as ons weë. Dit wat God vir ons in gedagte het, is baie hoër as wat ek en u aan kan dink. Jesaja 55 vers 8 en vers 9 sê vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Kom ons wees eerlik met mekaar, vriende. Ek en u is bekommerd oor die dag van môre. Ons is bekommerd oor 'n salaris. Ons is bekommerd om voorsiening te maak vir 'n pensioen. Wie van julle kan vir my met 'n eerlike hart sê, julle gaan môre nog lewe? Wie van julle kan julle hand op papier sit met 'n datum wanneer ons hierdie tydelike lewe gaan verlaat? Ons doen soveel beplanning en dan vergeet ons, wat het God vir ons in gedagte? God stel nie belang in geld en besittings en al hierdie wonderlike tierlantjies nie. Waarin stel God belang? Dat ek en u in sy wil sal lewe. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis wat vir God belangrik is. Al hierdie ander dinge is bysake, vriende. God stel belang in ons siel.
God wil hê ek en u moet gered word, om eendag saam met hom in die ewige lewe te kan wees. Dit is God se wil, dat ek en u sy kind sal word, en saam met hom sal wees tot in alle ewigheid. Die tweede gedagte wat ons wil uitwys, kom uit vers 2 uit. Rus in God se teenwoordigheid. Vers 2 van ons geleesde gedeelte sê, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Ons jaag deur die lewe. Hoeveel benoudheid ervaar ons nie elke dag? As iets verkeerd loop, dan raak ons benoud en ons weet nie wat ons moet doen nie. Maar Dawid vergelyk sy siel, sy lewe, met die van 'n gespeende kind by sy moeder, bedaring, rustig. Kan jy onthou, u wat kinders het? Die klein kinders, as hulle nog baie jonk is, hoe rustig en bedaring het hulle gewoonlik geraak, as hulle by die moeder is. Net so styf teen die bors vasdruk, dan raak daai kind rustig. Dis wat God vir my in een gedagte het. As ons geliefde, as ons ouma, ons moeder, skoonmoeder, ouma grootjie, as sy waarlik 'n kind van God was, het sy hierdie rus in God se teenwoordigheid vandag. Al die pyn en al die skete en alles wat verkeerd gegaan het en alles wat verkeerd geloop het hier op aarde, is verby. Sy is dan in die rus van God se teenwoordigheid. Is dit nie iets om na te jaag nie? Is dit nie iets wat ek en u eerder kan vat en sê, ek wil dit eerder vir my in gedagte hê, as al hierdie tydelike dinge nie? Matteus 11:28 nooi die Here Jesus ons. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vriende, hierdie rus wat die Here Jesus van praat, is nie die rus, soos baie mense sê, as ons sterf, gaan ons baie rus nie. Nee, vriende, hierdie rus is nou hier, in ons tydelike tentwoning, waar ons 'n verhouding met God moet hê, waar ons lewe aan hom gee, en hy gee vir ons in ruil hierdie rus. Paulus skryf aan die gemeente van Filippi, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat ek en u moet nastreef. Daardie vrede, daardie rus. Die enigste plek waar ek en u vandag kan rus vind, is by God. By geen ander persoon. Ons kan mekaar vertroos, ons kan mekaar se skouers huil. Maar vriende, ware rus kom in God se teenwoordigheid. Wanneer ons na God toe gaan en sê, Here, ek kan nie meer. Ek het gedink ek het my lewe geniet. Ek het gedink ek het vrede gehad. Ek het gedink ek het rus gehad. Maar ek het besef, ek het U nodig. Is dit nie iets wat ek en U vanoggend moet doen nie? Terwyl ons hier hartseer is, en ons harte huil vir mekaar, en die trane loop van ons wange af, en ons verlang na ons geliefde, dalk moet ons, terwyl ons hierdie ervaar, na God toe gaan en sê, Here, hier is my lewe. As ek eendag sterf, wil ek in U teenwoordigheid wees. 1 Johannes 3 vers 7 sê vir ons, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Hoeveel mense word mislei vandag? Dit is 'n algemene ding. En dan gaan hy verder. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is aan die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. God staan vandag hier by ons, en hy wil hierdie bande breek van die duiwel. Hy wil vir jou 'n geleentheid gee om te sê, maar kom na my toe. Daardie benoudheid, daardie hartseer, daardie struikelblokke, kom sit by my voete neer. Dis wat die Here Jesus vanoggend vir ons sê. Wat gaan ek en u daaromtrent maak? Dis die ander vraag. Gaan ons sê nie vandag nie? Gaan ons sal dalk kyk volgende week? Dalk is ek te jong, ek wil nog my lewe geniet. 'n Hartseer waarheid, vriende, voor ek hoërskool toe gegaan het ek meer kinders en jong mense
se doodsertifikate geteken, as volwassenes, as ou mense. Jong mense sterf, dis 'n werklikheid. Gaan kyk na statistieke. Dis nie net bejaardes nie. Ek en u is nie verseker van een dag in ons lewe nie. Wie het 'n maand terug gedink, ons gaan vandag by mekaar wees, om afskeid te neem van ons geliefde? Niemand nie. Ons het geweet sy siek, ons het geweet gaan nie goed nie. Maar ons het nie gedink daaraan dat ons hier op hierdie maandag, die 17de Maart 2025, finaal gaan moet kom afskeid neem nie. Maar God se weë is baie hoër as ons. Die laaste gedagte wat ons met u wil deel, kom uit vers 3 uit. Dis natuurlik ons teks van oordenking, wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Hoop en vertroue in die Here vir die toekoms. Soos ons nou al baie duidelik vir u uitgewys het, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar al wat ek en u kan en moet doen, is om ons toekoms in die hande van die Here te gee. Here, hier is my toekoms. Bepaal u dit. As 'n pa vir sy seun sê, dis wat jy moet doen en dis hoe jy dit moet doen. En daardie seun doen presies die teenoorgestelde, en die pa kom en hy sê vir hom, maar hoorie, ek het nie gesê doen dit so. Doen dit eerder so. En die seun doen dit anders en hy kry seer en die pa kom en so gaan dit aan. Iewerste in daardie verhouding tussen die pa en seun gaan die pa net sê, okay, jy wil jou manier doen, nou doen dit. En hoeveel keer jy gaan seer kry, is jou skuld. En God staan vanoggend by ons en hy sê vir ons, gee jou toekoms in my hande. Moenie jou eie toekoms bepaal nie, laat ek dit vir jou bepaal. En as ons dit nie doen nie, vriende, en ons stamp ons voete, en ons stamp ons kop en ons maak foute, kan ons nie sê, Here, maar wat het U nou gedoen nie? Ek verdien dit nie. En wie se hande is ons toekoms? Ons neem vandag afskeid van ons geliefde. En as ons hier uitstel, dan gaan ons lewe aan. Ons het 'n toekoms waartoe ons werk. Alhoewel ons nie wanneer stop by toekoms nie, ek het nie 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, teenoor ons geliefdes en teenoor God vir ons toekoms. En as ek nie ons toekoms geheel en al in God se hande gee nie, dan is ek in beheer van my lewe. Dan waar kom dit vandaan wat Dawid in vers 1 gesê het? O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Vriende, as ek nie bereid is om ons toekoms, ons lewe in God se hande te gee nie, sê Here, verander my, red my, maak my lewe skoon. Weet jy wat doen ons? Ons sê vir God, ek het jou nie nodig nie. Ons sê God, ek het nie tyd vir jou nie. As ek nie tyd maak vir God nie, hoekom moet God vir ons tyd maak? As ons nie tyd maak om te sê, Here, ek is jammer, verander my. Here, ek het nie so nodig nie. Paulus skryf in Romeine, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En die loon van die sonde is nie die ewige lewe nie. Die loon van die sonde is nie rykdom nie. Die woord van die Here sê die loon van die sonde is die dood. Is u bereid om my prys te betaal? Om ons lewe te geniet op aarde. En wanneer ons van u kom afskeid neem, by 'n gedenkdiens, by 'n begrafnis, by 'n oop graf, dan is dit verby. Ek en u moet daardie keuse maak terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons nog daardie asem in ons longe het. Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Elke een van ons wat vanoggend hier is, diep binne in ons harte, is al benoudheid vir een of ander ding. Maak nie saak hoe groot of hoe klein. En God sê, bring dit na my. God is ons toevlug, God is ons sterkte. Ons moenie dat ons lewe verder uit mekaar uitval. Ons moenie toelaat dat die duiwel sy sin in ons lewe kry. Ek wil afsluit met 'n ernstige waarskuwing in Matteus 7 vers 21. En
dis nie 'n mens wat aan die woord is nie, dis die Here Jesus self. En hy skryf nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, dis die Here Jesus. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. Vriende, ek en U staan vandag voor 'n keuse. Terwyl ons hier afskeid neem, staan ons by 'n kruispunt. Gaan ons links gaan of gaan ons regs gaan? Gaan ons voortgaan om maar net ons lewe te geniet en te hoop ons kry 'n kans om eendag in God se teenwoordigheid te wees? Of gaan ons besluit maak en sê ek stop my goddelose lewe en ek gaan die Here dien? As ons vanoggend van U afskeid geneem het, wat 'n boodskap sou ons vir U familie moes gebring het? Kon ons vir die gehoor gesê het, sy lewe het getuig dat hy vandag by God is? Of gaan die dominee moet jok in die kansel as hy sê, jy is my beter plek? Moenie daai fout maak nie. Kom ons dien die Here. Kom ons loof die Here. Kom ons wees dankbaar vir elke dag wat hy in ons lewe voeg. As ons vanoggend in God se teenwoordigheid kan wees, wat sou U vir hom gesê het? Ek het nie tyd vir U nie. Of Here, verander my, hier's my Here. Kom ons maak vandag seker, vriende, waar ek en U die ewige lewe gaan spandeer. As ons 'n kind van God is en ons sterf, dan gaan ons weer ons geliefdes sien wat in die Here gesterf het. Die dood is nie noodwendig die finale skeiding nie. Dit kan 'n tydelike skeiding wees. Mits ek en U waarlik 'n kind van God is. Mag die Here sy groot werk van verlossing, vertroosting en bemoediging in elkeen se lewe doen. Mag God U elkeen se lewe verander. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here Jesus, ons wil vir U kom dankie sê vir 'n lewe wat ons kon gehad het saam met ons geliefde. Here, ons wil kom dankie sê vir dit wat ons by haar kon geleer het. Dit wat sy vir ons gedoen het en dit wat ons vir haar kon gedoen het. En Here, ons weet dat ons, baie van ons voel, maar die tyd was nie reg nie. Daar's ook so baie dinge wat ons nou gesê het, en baie dinge wat ons saam wou gedoen het. Dalk 'n jammer. Dalk, ek is lief vir jou. Dalk 'n dankie. Maar Here, ons weet. Ons weet die dag as ons die laaste asem uitblaas, is hierdie lewe verby. Daarom kom bid ons, Here, vir ons wat nog hier is. Ons wat nog hier op aarde is, wat nog lewe. Here, kom wys vir ons uit, of ons reg is om U te ontmoet. Wys ons uit, of ons nie dalk iets in ons lewe moet verander nie. Dalk is ons nie reg om U te ontmoet nie. Dalk dink ons, dalk hoop ons so. Maar dalk, Here, dalk is vandag die dag wat U aan ons hartsdeure kom klop. En al wat ons moet doen is die deur oopmaak. Sê, Here, kom in. Kom in my lewe. Here, ons wil kom bid vir elke geliefde, elke vriend, familie, wat sy harte seer is in hierdie dag. Here, ons wil kom vra dat U vir ons die groot vertrooster sal wees, soos U in U woord sê. Here, dat ons 'n skuilplek by U kan vind. En dat U ons harte sal genees. Gaan saam met ons, Here. Ons gaan nou uit mekaar uit beweeg en almal in hulle eie rigtings. Daar gaan nog baie trane gehuil word. Daar gaan nog baie hartseer gedagtes wees. Maar Here, kom hou vir ons staande en wees U
die groot vertrooster. Ons kom loof en prys die grote naam. Amen. Vriende, ons gaan net geleentheid gee vir 2 spreekbeurde. Ons gaan heel eers vir Maritjie vra om 'n spreekbeurt te neem en dan direk daarna dan vir Diana. Ek wil net vanoggend vir ons Hemelse Vader sê, baie dankie vir 84 jaar wat hy maak vir ons gespaar het. Alhoewel afstand 'n probleem was, kon ons nie altyd so baie by mekaar gekom het nie. Daar was 'n tydperk wat ek altyd Desember verlof geneem het om te kom kuier, ons en die kinders, alhoewel finansies ook maar baie keer 'n rol gespeel het en die Lucieshuis baie keer vol was. Baie dankie ook aan Vivian en Deidre wat gehelp het met verblyf om haar te kon sien. Alhoewel afstand ook 'n groot probleem was, het ek en ma baie oor die foon gekuier, partykeer 3 of 4 keer in 'n week, waaroor ek ook baie dankbaar was, en as ma met Diana gesels het, dan sê sy altyd, Maritjie het my gebel. En ja, so nadat ek en Johnny afgetree het, omstandighede ook verander en finansies 'n rol gespeel, en nou ja, toe het die kuiertjies bietjie minder geraak, en maar ons was gereeld op die foon met mekaar gewees. En ek wil ook vir almal sê baie dankie wat hier teenwoordig was. Goeiemôre almal. Jong, ek is nie gewoond van cue cards of praat nie, maar ek het probeer by die huis my storie sonder 'n cue card, maar dit was nie onsuksesvol, te besluit ek maak maar cue cards, maar gewoonlik is ek iemand wat baie kan praat en nie ophou praat nie. Maar vanmôre gaan ek die cue cards gebruik. Goeiemôre aan almal aanlyn wat ingeskakel is aanlyn. Dit maak my hart bly om almal hier te sien wat hulle respek onttoon het aan ons moeder Esther Promes, wie fisies hier is vandag, asook aanlyn ingeskakel is. Dit is vir ons moeilik en baie hartseer, maar tog het ons weer die geleentheid om herinneringe te herleef oor Esther. Eerstens wil ek ons Skepper bedank dat hy ons moeder Esther Promes vir so lank gespaar het. Behalwe vir die siekte wat ons ma Esther onderlede gehad het, moes die ander enkele hartseer in ons lewe die dood van ons broer Adam in Desember laas jaar. Ons ma Esther was nooit gesê van haar seun Adam se afsterwe nie. Ons gedagtes vanaf toe was heeltyd by Adam se drie seuns, Peer, Roan en Wikus. Peer, Roan en Wikus en sy vrou Storm en haar dogtertjie Abigail. En ons dink aan hulle in hierdie swaar donker tyd. Esther het ons baie geleer. Een ding as ons huil ons hart nie genoeg. As jy stop om te huil, huil jy nooit weer oor dieselfde rede nie. Ons ma Esther was gebore as Barnard. Sy was getroud met Hannes Pitter en Esther het 3 kinders
met Hannes gedeel. Haar oudste dogter Marietjie Smit, haar seun Adam Pieter en Annetjie Blighnout. Daarna was Esther met Dirk Venter getroud en hulle het saam net een kind gehad. En dis ek, Johanne van Rooyen. Esther was toe daarna weer 3 keer getroud. Ons het baie met Esther se suster en broer se kinders te doen gehad in ons grootwordjare. Veral tannie Betty se kinders, Lorraine, Matilda, Louis en Anton. Esther se broer Omtini se kinders, Emma, Marie, Erika en Adrie. En dan tannie Adrie se 3 kinders, Mariette, Leni en Floris. Saam hierdie looitjie het ons heel wat gelukkige tye gehad. Ons 4 kinders van ma Esther het groot geword in 'n 10 slaapkamer Lucieshuis wat ons ouers besit het. Is almal getroud en ons het ons eie kinders. Behalwe oorlede Annetjie en haar weewenaar Christo. Het nooit kinders gehad nie, maar hulle 2 was soos kinders saam. Christo en Annetjie was regte nare vir ons families. Dankie Christo vir die vandag. Ons oudste suster Marietjie en haar man Johnny was die wie alles in die familie bymekaar gehou het. Marietjie se oudste seun Desmond was die 3ste ooit gewees. En dit so. Deur Annetjie en Christo, maar hulle was net so erg oor Marietjie se dogter Charlene. Baie dankie vir alles hier vandag, Charlene. Dit lyk pragtig. Maar glo my, ek haar kleinsus was net so bederf deur Annetjie en Christo. My broer Adam was met my ou technikon vriendin Dedery getroud. Nadat ek vir Dedery werk by my broer Adam in Hekpoort by sy petrol garage gekry het en Dedery toe daar by hom gaan woon het in sy huis. Adam en Dedery 3 seuns, Wikus, Roan en Peer, wie ek, Diana en my man Pieter weer onder ons plek geneem het. Hulle was weer bederf deur ons. Veral Roan is baie erg en het groot respek vir sy oom Pieter. Dan is daar nog kleinkinders van ma Esther. Dit is my Diana en Pieter se 2. Alice is die oudste en Dylan. Die 2 is so skimme. Skaam en hou hulle self eenkant, doen hulle eie ding. Al was Alice altyd haar ouma se Barbiepop en 7de laan aktrise, alles wat sy daai kant van Luceerders vertel het. Dan Tannie Baba. Hi Tannie Baba. My gedagtes veral by jou Tannie Baba. Ek hoop jy kan my sien vandag. My hoërskooljare buurt maatvriend Marianda se Tannie Baba, wat ek seker die langste van ons almal in die familie ken. Tannie Baba was daar vir my Marianda met elke boyfriend en Tannie kon so lekker lag vir ons 2 vriendinne. Ek het nooit weer so 'n goeie vriendin soos Marianda raak geloop nie. Geen wonder die dag toe my ma Esther met Tannie Baba bevriend geword het Esther jou Tannie Baba se suster geword. Dit moes seker al vanaf 1985 of 86 afgewees het. Tannie Baba, jy was ons ma se alles. As julle onthou, ma Esther het geen grens en was glad nie skadieagtig en vaag nie. Woorde het uit haar mond geborrel met geen filter. Esther was 'n borrelende stroompie en ons het geen dooie see oomblikke met Esther gehad nie. Lizzie Green, my oorlede broer se meisie. Ek dink jy Lizzie het van die begin af moes leer om stil te bly as Esther gepraat het. Ek is dankbaar jy het. Lizzie is 'n eyster. Daar is wel kamers in Esther se hart wat geen toegang gebied het nie. Ons almal het herinneringe daarvan. Hartseer was die prys wat ons vir liefde moes betaal en nou is Esther weggeraak deur die dood. Ander diep dinge is dat Esther wie tyd saam spandeer, 'n
kragtige impak gemaak het op ons lewens. Ons het veral bewonder op hierdie manier wat sy dinge doen. Ek wil afsluit met aanhaling wat vir my vertroosting gebring het, dat ma Esther lief en trots was op haar 4 kinders, Maritjie, Adam, Annetjie en Diana. Slegs haar oudste en jongste het oorgebly. Esther was net so erg oor haar skoonkinders, Johnny, Deidre, Lizzie, Christo en Pieter. Nou herinneringe waaraan die dood nie raak nie, daar gelaat. Ek wil julle gou iets verder vertel. 'n bietjie water. My mond is besig terug. Ekskuus ek julle. Dit is ook 'n oulike botteltjies gemaak met ma Esther se gesig op. Op hierdie noot wil ek julle gou 'n ware storie van 'n hond met die naam Satan, 'n werklike weergawe van gebeure van Satan, die hond en Esther. Satan was 'n groot hond wat intrek by ons kom neem het. En ek, Diana, het Satan aangeneem. Esther het Satan met die naam Satan gedoop. Want Satan het Esther se wasgoed op die draad verskeer, Esther se plante in die tuin uitgeruk en verwoes, gate gegrou en alles wat Satan in die hande kon kry, verwoes. Toe ek hierdie storie vir my man en my seun vertel, het ek so gelag ek kon nie storie vertel nie. Maar ja, eendag sou dit kom dat Esther 'n man uitkry wat bose geeste uit jou huis verjaag. Ek was so 14 jaar oud. Hierdie man, toe ek hom opmerk, was hy reeds in ons huis se binneportaal. En gesê, hier is 'n kamer in die huis, een kleiner, hy sê so die ou. Hier's 'n kamer in die huis, een kleiner as die ander, met sy hande biddend onder sy ken gevou. So. Met sy oë toe. Hy het hierdie ou nou kom bose geeste uit my ma Esther se huis jaag. Die volgende oomblik storm die hond Satan by die huis in, lewendig en spelerig en gryp my ma Esther aan haar rok. Esther skree kliphard, uit Satan, uit Satan, uit Satan! Die ou skrik, sy oë oop, hy skrik, hy's nie meer biddend nie, hy skrik. En hy gryp sy stokkies en goed by mekaar en hy begin hol. My ma sê, nee, jy nie, die hond se naam is Satan. Ja, vet pret met Esther gehad. Ma en ouma Esther, jy sal gemis word in ons lewens. Die afgelope maande was veral swaar op jou dogter Maritjie. Dis vaarwel, maar nie totsiens nie. Tot weersiens, ma Esther, lief vir jou. Dankie. Ek hou graag vir u die bedankings voor namens die familie. Ons wil graag die volgende persone bedank vir hulle aandeel in ons oorlede moeder en ouma Esther Bronne se lewe wat hom spesiaal gemaak het. Pierre Roan Wiekes en sy vrou Storm en hul dogtertjie Abigail Bitter, as ook Pierre se meisie Sky, wil ons graag ons opregte dank betuig vir die ondersteuning wat hulle julle ouma tydens moeilike tye betoon het. Dit het 'n groot verskil gemaak. Ook vir die eetgoed wat bedien is, Maritjie Smit en haar dogter Charlene de Tooy vir die reëlings daarvan, versierings in die kerk, die maak van die begrafnis pamflet en Alison van Rooyen se hulp met raakvattende hande vir die foto's. Dominee Frans de Tooy vir jou bereidwilligheid vir die uitsonderlike boodskap en die gebruik van die kerk. Aan Lizzie Green vir jou pliksgetroue teenwoordigheid vir hulp by haar musieshuis
om als nog vlot te laat verloop tydens haar verswakte sorg in die ouete huis. Dit is van onskatbare waarde. Met opregte dankbaarheid aan Deidre Discernment vir die sorg van 'n nuwe foon vir ons ma, terwyl sy in die verswakte sorg geplaas was toe haar foon probleme gegee het. Aan Christo Blighnout vir jou ondersteuning met telefoonoproepe en boodskapies wat ma Esther ontvang het. Jy en Wilma word waardeer. Vir Desmond Smith, jou ondersteuning het jou ouma Esther werklik waardeer. Jy het veral 'n groot verskil gemaak. Ronel Smith, vir die moed inpraat as ouma so moedeloos was. Aan Mariette en Leni, vir doekeskenkings, besoeke en telefoonboodskappe, dit was vir haar van onskatbare waarde. Ons voel geseën om Pieter van Rooyen, so 'n wonderlike mens in haar lewe te kon hê, wat ma Esther so waardeer en altyd met die grootste liefde hanteer het, met haar belange en haar dogter Diana van Rooyen en familie altyd bygestaan het deur die lang siekbed van haar moeder. Dylan van Rooyen, daar is nie woorde om jou te beskryf hoe 'n aanwinst jy vir jou gesin en familie is nie. In stilte beweeg jy die wêreld. Jou ouma het altyd gepraat van haar stil kleinkind. Tannie Baba, my vriendin Marianda se tannie, jy wat 'n suster vir Esther was. God het gesien, tannie word moeg. So God het sy arms om tannie kom sit. Tannie se goue hart, hardwerkende hande, alles kan nou rus. Jy is die beste. Tannie se gister is vol hartseer, maar lag oor wat God nou vir jou tannie Baba wil gee. Johnny Smith, ma Esther het jou op 'n spesiale manier geken. Hardkoppig en dit was reg of weg. Jy was die enigste een wat haar ooit kon uitdaag, challenge, en dit was jou voorreg. Maar sy was trots hoe goed jy haar dogter Marietjie versorg en altyd ondersteun. Jy was haar mede-hardloper, dinge moes gedoen word en nou. Marietjie Smith, haar oudste, ons ous, Maraai, hoe ons broer Aram jou sou noem. Dit was vir jou baie swaar om jou ma se siekte te verwerk. Werklike weergawe kon en wou jy dit nie aanvaar nie. Nee, hoe gebeur dit, want jy was daagliks met haar in kontak. Dit was veral vir jou swaar om afskeid te neem toe haar foon weggeneem was van haar. Jy het oral na antwoorde gegryp, want jou ma was die sterkste vrou en nog altyd in 'n goeie toestand. Maar ons dink jy weet dan, het jy goeie tye saam jou ma Esther gehad. Jy was die woord, geduld en hulp vir jou ma. Marie Kriedeman, jy is 'n legende, soveel deernis, jy lewer pypdiens. Dit wat jy vir die ou mensie doen, is jou roeping, nie net 'n werk nie. Dankie wat jy vir Esther en haar familie gedoen en beteken het. Daar is nie woorde om jou hier te kan beskryf nie. Dankbaarheid met warmte leef in ons harte voort as ons aan jou dink. Diana van Rooyen, haar jongste, jy het altyd vir ma bygestaan en haar ondersteun. Haar moed ingepraat en haar positiewe gees teen alle struikelblokke opgewakker. Met 'n nuwe idee of plan was jy altyd bereid om ma se lewe interessanter en mooier te maak, selfs in die moeilikste tye. Jy het in ma se sterkte geglo en selfs gedink om haar laaste jare op 'n koninklike manier te bederf. En ek weet sy sou dit ongelooflik dankbaar wees. Die nuus van haar afsterwe was 'n groot skok vir jou en ek weet jy gaan haar baie mis. Haar liefde en lyding sal egter altyd in jou hart wees en sy sal voortleef in al die mooi herinneringe wat julle saam geskep het. En vriende, ons sal ook vir u voorhou die formulier in liefdevolle herinneringe aan Esther Aletta Promnitz, gebore Barnard, gebore 02/10/1940, oorlede die 10de Maart 2025. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat Esther Aletta Promnitz deur die dood van ons weggeneem is.
Hoewel 'n geliefde se dood 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, ons met sy liefde en krag sal bystaan en op die pad vorentoe met ons is. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die geredde mens, die weergeborene uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? So wag ons dan op die dag, wanneer die wat in die grafte is, die stem van die Seun van God sal hoor en sal opstaan. Die wat in Christus gesterf het, tot die opstanding van die lewe, en die ongeredde, tot die opstanding van die veroordeling. Ons tree wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hom in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Deur die dood roep God die ongeredde mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom, geliefdes, terwyl ons hierdie verwagtinge koester, laat ons ons beywer om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, van nou af tot in alle ewigheid. Nou vriende, ons gaan net geleentheid gee, dan gaan ons staan, dan gaan ons hierdie geleentheid afsluit, deur 'n lied saam te sing, O Heer my God, dan gaan ek u versoek om te bly staan, ons gaan die seën uitspreek, en dan na die verrigtinge hier by die kerk, dan nooi ons u vir ietsie te ete en ietsie te drinke, hier aan my regterkant in die saal. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied. As ek in eerbied wonder en al uw werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge,
die seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van nou af tot ons kom haal op die wolke. Amen.